Baie welkom vanoggend. Bly om almal te sien. Terug met vakansie. Skool, jong mense, studente. Baie welkom by julle. Maar vanoggend elkeen van julle mag die Here gee oor ons allemaal verskil van mekaar, behoeftes verskil, mekaar. Mag die Here self elkeen van julle ontmoet. Ek wil spesiaal sê, kom ons groet gou vir mekaar. Ek het nie allemaal gegroet nie. Ek het nie van allemaal gesê, mooi jaar nie. So ek kan ons vir mekaar gou sê, groet my gou langsaam en achter sê, goeie jaar vir jou. Mag die Here saam met jou wees. So wie verjaar vandag en die week, kom ons kyk gou, miskien jou naam is nie hier nie, maar as jy verjaar staan, asseblief. Ons Johan's verjaardag vandag. Johan iemand, en Jermaine Salman, de Anglo Dobson verjaar, Gregory is daar achter, sy been is nog gebreek, kan nie staan nie, maar is recht. Annemarie, sy is hier, ons doen, Dorothe Jacobs, Similele, Dorothe, Dwayne, dan Jay, Abiwe, Anja Estreisen, Andrea Stierman. Anja is by die huis. Goed, so mag die Here vir julle seën wanneer die jaar hierdie week en spesiaal skerp oppas. Mag 'n goeie, mooi jaar wees vir julle. So hierdie week, wanneer ons bid, maandag, dinsdag, donderdag, vrydag, saterdag, wanneer bid en gesels met die Here, dan spesiaal ons jong mense, skool, studente, nuwe kinders, nuwe plek, nuwe jaar, ons bid vir julle, verwys gestel.
aan om te bid, verhoudings, verskillende kulture, die regering, sal aan. Sê, dankie vir die Here, veilig, terugkom, vakansie. Ek verhoor van ongelukke of sleg. Ons sê dat. Hierdie week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag aan, 6:30, week van gebed. Kom ons begin die jaar saam en bid saam, luister die Here se beloftes vir ons die jaar is met. Vandag vanoggend ons kan begin selfs met dit en die Here se belofte van vashou die jaar wat maandag tot donderdag almal is daar. Sê dankie vir die spesiale plek waar jou voor heel dink jou gebare naam heel heel aan woensdag taal, rasie. Ek hou nog. Ek hou nog. Wat die Here nog gesien. Dan bid ons vir Shalom, vir bewoners, vir wat siek is. Ons kyk aan Kers omdat die Here sê nie omdat ons dit doen maar omdat die Here sê Psalm 84 sê die skrywer, Here, dit gaan goed met 'n mens wat vertrou. Here, groet vir julle naam, Vader, Verlosser, Trooster. Kom ons staan.
wil dat ons vanoggend saam die ons Vader bid. Julle ken ons Vader. Toe Jesus se disippels vir Jesus gevra het, Here, leer ons bid. Toe Jesus het geleer vir die disippels hoe bid. En hy begin om te sê, ons Vader, beteken ons het 'n Vader. Anders as my papa, wat bly op 'n dashboard. Anders. Selfde papa. Ons het Vader. Ons self. Dis wat ons weet. Maar hoekom het baie keer ons papas maak seer of sê hulle wat nie lekker is nie of baie keer wonder ons is papa regtig nie vir my. Baie keer ons papas is oulik en doen dinge saam en jy kan sien, ja, is nie vir my. Jesus leer, soos ons sê, ek wil vir julle leer, ons Vader. Ek wil dat ons saam Vader bid, trek van my beste probeer. Engels. Gebed is ook om te sê, ek bely en het papa. Ook om te sê, ek wil gee my hart, my binnende hel, ek wil gee my behoeftes, ek wil gee my sonde, ek wil gee my lewe, gee Vader. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam heilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil oor ons gebeur. Net soos in die hemel. Heer ons vandag
Lees saam in die Bybel. Romeine 8. Ons almal ken stuk baie goed. Paulus skryf Christene 90 Rome sê ons weet dit nou alles. Ons weet dit. Ons weet dat God by ons is. Daarom is ons vir niemand is ons bang. God het nie gekeer. Hy het toe sy eie seun swaar gekry. God Vader het dit gekeer. God het sy seun gegee. En hy het sy seun laat sterf. Om ons almal te red. Daarom weet ons dat God baie goed is vir ons. En dat hy nog baie ander dinge, goeie dinge vir ons sal gee. Ons weet het. God het gekies. God het vir ons gekies. Wat op die woord aan hom. Nou kan niemand sê dat ons skuldig is. Want God het vir ons vry gespreek. Niemand kan jou aankla. Niemand kan sê God moet nou vir jou straf omdat jy sonde. Want Christus het gesterf. Maar God het vir hom weer laat opstaan in die lewe en nou op hierdie oomblik in die sit Jesus Christus in die regterhand. Belangrikste plek. Land voor die Vader in die hemel. En Jesus vra vir God, ons Vader, asseblief, vergewe. Kan iemand keer dat Jesus Christus lief is vir ons? Wie kan dit keer? Nooit. Niemand kan dit keer. Dat niemand kan tussen Jesus en die Vader kom staan. Niemand. Niemand kan dit keer nie wanneer ons swaar kry, nie wanneer ons bang is nie wanneer mense vir ons verdruk. Nie wanneer ons honger is nie wanneer ons niks gekeer het nie wanneer ons vyande het, nie wanneer mense ons wil doodmaak nie. Niemand kan Jesus Christus se liefde keer. Want Paulus, hy is nog nie klaar te verduidelik
ons weet wat. Van die ander dan sê, dis net soos daar lang terug in die Ou Testament geskrywe is. Mense hou aan om vir ons dood te maak, omdat ons aan U behoort. En hulle maak vir ons net soos skape wat geslag word, doodgemaak word. Maar God is lief vir ons. Daarom wen ons altyd, wanneer ook slegte dinge gebeur, wen. Nog een klaar, herder. Ek weet een ding. God is lief vir ons. Christus Jesus, ons Here het dit vir ons bewys. Daar is niks wat God se liefde kan wegvat van ons. Nie die dood, nie lewe nie. Niks wat nou in die lewe is, nie engele nie, niemand niks wat oor die wêreld wil regeer, geen president of man, niks wat nou is, en niks wat in die toekoms sal wees, kan niks wat sterker as mense is. Niks oor die aarde, buite, daar, by die sterre, daar, verby, niks daar buite. Niks. En niemand van God se liefde weg. Vanoggend ons mekaar vra, jy weet wat. So die jaar, nuwe skool, nuwe dinge, miskien nuwe vriende, nuwe omstandighede. En daar's baie dinge wat vir ons maak so 'n bietjie onseker. Maar so ja, tot vir my. Wat maak vir julle onseker? Onseker voel. Duidelik sê. Mens voel onseker hoekom. Ek weet, ek moet stuur my seun. Graad 12. Verlede jaar. Nou moet hy gaan onderdag op die universiteit te gaan leer. Ek voel onseker. Ek voel so bang voor. En dis nuwe omstandighede, dis nuwe werk, dis nuwe dinge, ek dink dat goed onseker. Julle voel onseker wat niemand voel onseker. Maar ek wil sê oor die toekoms van Suid-Afrika. Mens voel onseker. Kyk TV, lees die Koran, sien. Ons voel onseker.
Gregory verduidelik van, ek sal nou nie name sê nie, maar van die regering wat steel en dat die maak mens moet seker vir jou toekoms. Kan ons nog pensioene kry? Wat nog? Waarom is julle skool nog nie seker? Ons hou duim vas en ons het hoop vir reën, vir die Kaap, vir die Weskaap. Maar ons weet nie of het gaan reën en het maak nie seker in die toekoms. Selfs met mense wat bly in die Kaap, wat werk hier in Woester, hulle kom haal water hier, gaan saam Kaap toe, met my drinkwater. Daar is 'n tyd waar ek nooit getwyfel as ek kraan oopmaak, water is daar. Seker. Maar in die Kaap, mense is nou onsinnig. Kan oopmaak, water, weet nie. So daar is dinge, ons seker altyd so. Selfs met man, vrou, seker van mekaar se liefde trou. Maar nou die vraag, wat liefde trou? So Paulus vraag ons, jy kan seker wees. Jy kan seker wees. Dan skryf Paulus en hy verduidelik vir ons en sê, as omstandighede wat mense bang maak. Mense is bang. Hy sê, partykeer het mense die klere nie. Hy sê, partykeer is dit dat mense jou beskuldig, kritiseer, verneder, mense wat sleg wil praat, om ons kinder, in jou binnenkant wil breek. Skryf dit, sê, dit was nog altyd so, mense doen so. As mense wat jou Here wil speel, miskien doodmaak, hoor nou die dae van mense wat so kwaad is vir mekaar, wil staan mes steek. Seker of ons leer gaan kry. Maar gister was daar 'n druppels op my arm. Dan loop ons. Ja. Dan loop ons. Gaan leer kry. Daar is baie dinge wat ons steel. Dit wat ons glo. Jy kan seker wees van daai. Sê Paulus, daar is net een ding wat ons kan seker wees. Ja. God se liefde. God se liefde. Maar luister nou mooi.
dis nie ons liefde vir God nie. God se liefde vir ons, daarvan kan ons seker wees. Want God se liefde vir ons bly, al voel ek bang, al voel ek onseker, al weet ek nie van toekoms, hoe gaan my seun leer, al is Suid-Afrika toekoms onseker, dit verander niks aan God se liefde vir ons niks. As ek opstaan in die oggend en ek voel, of ek voel depressief, of ek voel dan verander my gevoel nie God se liefde. Sê ons, God is die een wat ons afdra. God is die een. Wanneer ek nie weet nie, wow, ek gekoop met die prentjie is wat Kruis. Ja, julle is oulik, julle sien kruis. Dwayne, ja, wanneer dood in moeilik, in storm, die dood is in 'n storm en dit reën en dit waai, dan mense doen wat, hulle gooi wat anker. Daai anker wat in die grond hou vas oor die storm. Dis dieselfde as my skool, een van die skoolkinders sê, terwyl ek praat, God is my anker. God is my anker. God hou vas in die storm van my lewe, in die swaar omstandighede en tydkeer. God anker ons. Ek wil vir julle uitnooi hierdie keer. Ons moet kyk hoe God ons anker. Eerste anker. God se liefde. Niks kan jou veranderen. Niemand kan jou aankla. Niemand kan oordeel jou. Niemand kan sê jy is te arm, of jy is te ryk, of jy is te slim, of jy is dom, of jy is God anker.
sal ons mekaar herinner. Here, daar is so baie dinge wat ons aandag wegvat van u liefde vir ons. Ons is so besig, so hardloop, so met ons self besig, met ons eie dinge. Hoe om beter te lewe, hoe om beter verhoudings te doen, hoe om beter toekoms te hê, om te beplan, so besig. Here, u kom op het en herinner ons elke aan u liefde, elke en elke van ons stad. Here, help ons dat die liefde meer waar sal wees as enige iets.
daar. So, almal is welkom om te help. Te kom luister, hoe kan ons help? In die moeilike tyd, ons het 2 beeste gekry, wat wonderlik is, en nog ons kry. Vergadering van die bazaar, dinsdag aan 30ste, almal is welkom. Selfs, hoekom bring van Woester gemeentes help ook met die bazaar, almal is welkom. Dan ook Liesel het gevra Sondagskool of vra wie kan help as dit. So daar weer vir die goed, kom ons staan. Mag die liefde van God, ons Vader, en die vergifnis van Jesus Christus, die saam wees van die Heilige Gees, sal met elke van julle